Hallo maats, dink julle iemand het my gehoor? Ek is nog die heel oggend so besig, ek het nie tyd gehad om te eet nie. Ek sal wat wil gee om nou 'n lekker hamburger te kry. Julle verlede week het ek daar in die kerk gesit, nê? My maag het Hallo Talita, hallo maats. Hallo Ian. Is dit jou maag? Nee, wat het jy nou gehoor? My maag grom nooit nie. Dit klink of jy baie honger is. Ag, okay Ian, dis my maag wat grom. Ek was nog so besig die heel oggend dat ek nie kans gehad het om te eet nie. Sien net hierso, ek het my preek vir vanmôre en alles, ek is net moeg en honger en ek sê nou net vir die maats, verlede week sit ek in die kerk, nê? En toe begin my maag so te grom. Wel, En ja, was jy al honger in die kerk? Ek het al deur dieselfde ding gegaan, dan voel dit of jy dit half nie kan keer nie, die Ja. mense luister vir jou maag maak hierdie weird geluide. Ja. So nee, ek ken daai baie goed. Het dit al gebeur as jy preek? Dit het al gebeur terwyl ek preek. Gelukkig kan niemand my daarvoor hoor nie. Jy's gelukkig. Ek sit altyd so by die mense, dan hoor hulle net. Maar ek het vir jou 'n ding vandag. Is dit, wat het jy vir Kos, en jy gaan baie bly wees. Hoe weet jy, dit is my gunsteling? Wow! Lekker M&M. Ja! Nou, hoe het jy daaraan gedink? Ek het op pad kerk toe dink ek, joh, ek is baie honger en daar moet sekerlik nog iemand wees wat net so honger is soos ek. En toe bring ek vir ons 'n lekker Ek dink die Here het geweet, ek gaan honger wees vandag. En jy gaan vir my kos. Wat het jy vir ons gebring? Laat Ek het ons vir sien. ons heerlike chippies En hier skooldrank. en Kan ek vir jou- tomatiesous. Lekker. Jy sal dit nou nie glo nie, ek het die belangrikste ding vergeet. Wat? Ek's nou som kwaad, maar ek het 'n burgers bestel en hier's net chips hier binne. Hoe het ek dit vergeet? Die My- belangrikste ding wat jy moes onthou van die hele ete, dit staan voor jou as jy daar bestel, is hamburger. En nou vergeet jy, Ag, weet om jy die Talita, ek was belangrikste. nou, my kop was seker op 10 verskillende plekke. Ek was haastig om by die kerk uit te kom, so ek het vinnig daar deur die drive-thru gery. Ek was alweer laat. ag Ian, soos gewoonlik, jy's altyd laat, maar dit sal jou kos. Volgende keer kan jy vir my nog 'n hamburger en nog 'n roomys gee. Okay, dis 'n deal. Maar weet jy Klink vir my wat? lekker. Dit laat my nou hier dink aan 'n storie in die Bybel, Ian. Die M&M susters. Ken jy hulle? Ons lees van hulle maats. Die M&M sisters. Ja, in Lukas 10 vers 38 tot 42. Praat jy nie dalk van Martha en Maria nie? Die einste twee sissies. Jy's nogal slim. Nee, ek sal seker dink jy's 'n doom nie. Maar weet jy, Ian, dit gaan oor hierdie twee sissies. Jesus het vir hulle kom kuier, nê? Ja. En Martha is hierdie besige vlindertjie en Maria is so rustig, nê? En Martha het begin skarrel en alles reggemaak om net te kan kos kry vir Jesus en sy disippels wat daar is. Ja, mense dis- moet mos besig wees. Ja, maar sy staan daar en sy wens net 'n bietjie dat Ja. iemand haar sal help, haar sussie Maria, maar sy sit daar by Jesus se voete en sy doen niks. Ja, joh, ek kan dink dit moet 'n frustrasie wees, maar ek dink dalk mis Martha die belangrikste punt van dit alles. Ja, jy weet, dit het toe nou so gebeur, sy kom daar na Jesus toe en sy vra vir Jesus, Jesus, gee u nie omdat ek so hard werk nie, kyk na my sussie, hier sit sy en doen niks en luister net, kan jy nie vir haar sê, sy moet 'n bietjie opstaan en my help nie? Ja, maar nou onthou ek ook van hierdie storie, sê Jesus maar Maria het die beste plek gekies. Ja, kan ek dit vir jou lees? Asseblief. In Lukas 10 vers 42 staan daar, of 41,
Martaatjie, eintlik net Martha. Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge. Weet jy, Ian, dit beteken dat sy's te besig en sy is te bekommerd oor alles. Maar daai belangrikste ding wat in 42 staan, maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem kan word nie. Dit is daai tyd, daai stil oomblikke by Jesus, wat sy daar gesit het en net geluister het, dit wat Jesus vir hulle wou leer. Ja, en ek dink baie keer vergeet ons die belangrikste goed, soos ek nou met die burgers, maar ek het toe nie dit vergeet nie. Ek wou sommer kyk, wat is jou reaksie? Ek het burgers. Ja, maar weet jy wat, Ian? Jesus is die belangrikste persoon, né? En daarom is dit belangrik dat ons altyd na hom toe gaan. En net soos wat hierdie burgers belangrik is God belangrik, want wanneer ek dalk geboelie word by die skool, of dit gaan moeilik, dis moeilik met die eksamen, dan het ek net bietjie daai nodig, dat iemand basies vir my 'n drukkie moet gee, of net vir my sê, dit gaan oukei wees. Ja. En dit is Jesus, en dit is wanneer ek daar in die aande by hom is, en sê, ag Jesus, ek kan nie meer nie, ek's moedeloos, en ek het U nodig. En dit is waar Jesus die beste deel is. Ja, ons kan baie keer so besig wees, dink ek, met 'n klomp dinge in ons lewe, skool en tennis en PlayStation, en dan vergeet ons baie keer die belangrikste deel, soos jy ook sê, om tyd saam met Jesus te spandeer. En dis baie belangrik, maats, dat ons altyd saam met Jesus tyd spandeer, in sy woord, sodat hy vir ons baie goed kan leer, en dat ek volgende keer as ek in daai situasie is, weet wat om te doen. Ian, ek wil nou vir jou dankie sê, ek het amper gedink ons gaan nou net bid vir die chippies, maar daarom is die hamburger ook, maar sal jy vir ons bid? Bid vir die maats, dat ons altyd Jesus as die belangrikste persoon in ons lewe. Ek sal vir ons bid, en ja, en nou is ek ook honger, ek dink julle is ook lekker honger. Ja, ek dink nie hier is die gesondste kos nie, maar ek het vir ons burgers. So een keer nou en dan is nie te erg nie. Okay. Kom ons bid. Dankie Talita. Here, dankie vir vandag. Dankie dat ons kan weet dat U die belangrikste ding in ons lewe is. Here, ons kan baie keer so besig raak en ons aandag kan op 'n klomp verskillende plekke wees, dat ons so besig is dat ons eintlik die belangrikste ding in ons lewe mis. Here, dat ons dit mis om tyd saam met U te spandeer. Here, mag ons U in alles raak sien in ons lewe, in daai maatjie wat ons nodig het, wat 'n drukkie nodig het, wat sommer net 'n lekker gesprek nodig het. Ja, Here, mag ons U gaan uitleef, en mag ons binne U teenwoordigheid leef, en mag ons dit raak sien, en ons bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie Dominee Ian. Nou, ek sal hierdie een vat, want daai lyk hoenderagtig vir my. Maar ek weet nie of dit regte hoender is nie. Maar Dominee, baie dankie. As jy dit vroeër vir my gegee het, dan sou ek nie nou al so honger gewees het nie. So dan sou ek al lankal versadig gewees het. Ja. Maar so ek jammer dat ek oor dit gejok het. Ja, maar toe maar. Maar ek nie eintlik gejok nie, ek het jou net getuig. Ja, maar Dominee, moenie, ek gaan vir jou weer preek daaroor. Maats, hierdie Dominee sê ek gaan nou eet, en hy moenie so jok vir my nie. So ons sien julle later weer. Ons sien julle met die volgende preek. Ja. Bye bye. Bye. Jy moet my nie